is om gehoorsaam te wees. Amen. Nou, ek wil graag vanmôre met julle praat en ek dink ek gaan dalk volgende week weer daaroor praat, maar ek wil graag in die week wat verby is, was dit nou Pinksterweek. Nie dat dit nie elke week Pinkster moet wees nie, maar hierdie week was Pinksterweek en Sondag wat verby is, was Pinkster Sondag. En terwyl ek hieroor gedink het, in besonder Sondag wat ons hier was met Pastoor Yuri wat hier saam met ons bedien het. Terwyl ons hier is en saam saam aan die Here die lof en die eer en die aanbidding bring, toe kom dit net by my op. Pinksterdag is maar net die begin. Ek wil net voordat ek by my boodskap kom, dis 'n leuen dat die Here net sy Heilige Gees eenmaal in die apostels se lewens uitgestort het, en dit was die begin en die einde. Dis nie waar nie. Wat waar is en wat ons in die Bybel lees, is dat die Heilige Gees is uitgestort en daar het van daar af 'n nuwe kerk ontstaan, die Nuwe Testamentiese kerk. En daai kerk is ons deel van. Sê bietjie vir jouself, ek is deel van die Nuwe Testamentiese kerk. Amen. En as ek kyk na wat op Pinksterdag gebeur het, net in die lewe van die apostels, dan maak dit my opgewonde. Nou vandag wil ek graag met u praat. En die eerste belangrike ding wat ek sien, miskien moet ek net voor ek daar kom. Kom ons sê vir mekaar, as jy soos op Pinksterdag gevul word met sy Gees, is die eerste teken dat jy vervul is met die Heilige Gees, is die spreek in ander tale. Dis vanselfsprekend. Maar jy weet nie altyd of mense in tale spreek nie. Jy weet, Sondag, terwyl die mense hier in 'n kring gestaan het, kon ek sien en beleef dat die Here mense aanraak en aandoen met krag. Maar ek kan nie met sekerheid sê dat enigeen van hulle in 'n ander taal gespreek het. Hulle het dit persoonlik beleef. Maar die een van die eerste wonderlike dinge wat ek in die apostels se lewe sien, is dat die Here hulle lewe radikaal verander. Daar's 'n radikale verandering en dit kan jy sien. Daai verandering kan jy sien. Nou as 'n mens gaan lees in Handelinge 2 vers 1 tot 14, nou ek gaan dit nie lees nie, ek gaan jou vra, gaan lees dit bietjie Handelinge 2 van die eerste 14 verse. En lees dit net en ek hoop, ek sal sommer dat ons die link van die boodskap vanmôre ook vir u stuur. Maar wat vir my belangrik is dat wat ek sien op Pinksterdag gebeur, en besonder in die lewe van die disippels, is dat die Here verander hulle van vrees na vrymoedigheid. Van vrees na vrymoedigheid. Nou, ek wil graag vandag met u daaroor praat. U sien, wanneer die Heilige Gees in ons lewe uitgestort word, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. En as ons gaan kyk na Handelinge 2, nie net is dit 'n historiese gebeurtenis nie, maar dit was 'n direkte, tasbare nagevolge wat daardie dag in die vroeë kerk en op die lewens tot en met vandag 'n uitvoering het. As ons aan Pinkster dink, dan dink ons dikwels, en ek wil dit nie die een teenoor die ander instel nie, vanselfsprekend nie. Maar as ons aan Pinkster dink ons aan uiterlike goed wat gebeur het. Ons dink aan 'n stormwind. Die ou vertaling praat van 'n rukwind.
En die gees van die Here het oor hulle gekom soos 'n rukwind. En op elkeen van hulle se hoofd het gesit tonge van vuur. Hoe het hulle dit geweet? Hulle het dit gesien. En dan lees 'n mens, en die Here het hulle vervul, en hulle het in ander tale begin spreek. Dis die uiterlike tekens. Maar dan, miskien moet ek gou sê, dis nie waar dit stop nie. Jy weet, dis wonderlik, een van die grootste belewennisse wat jy as kind van die Here kan hê, is om vervul te word met die Heilige Gees en in ander tale te spreek. Dis waar. Maar weet jy wat, dit stop nie daar nie. Dit stop nie daar nie. Ons mis die doel as dit daar stop. Pinkster is nie net 'n ervaring nie. Ek praat nou eintlik teen wat jy glo. Weet jy wat, Pinkster was 'n bo-natuurlike ingryping wat gewone mense ongewone dinge laat doen het. Ongewone. En ek wil hê ons moet kyk na die disippels. Voor Pinksterdag, as 'n mens die evangelies gaan lees, dan hoor jy, hulle het verander van verward oor die verloop van sake. Weet jy wat, die disippels, ek wil net gou dit ook sê, ons moet die prentjie kry. Hier's die 12 disippels. Eintlik op daai stadium 11 disippels. Hulle is deur die proses van die kruisiging. Kan jy jouself voorstel wat se emosionele ervaring dit moes gewees het vir hulle om Jesus aan die kruis te sien? Al hulle hoop, al hulle moed, al hulle toekomsverwagting, al hulle drome is in een opslag verby. En dan gebeur iets wat niemand verwag nie. Hy staan op uit die graf. Wie van julle is al lankal in die kerk? Wie van julle is lankal in die kerk? Daar staan hy op by die graf, triomferend. Hallo! En hierdie ouens is verward oor alles wat gebeur. Hallo, kan jy die prentjie kry? Tweedens, hulle is emosioneel gebroke oor die trauma van die kruisiging. Hulle is onseker oor die toekoms en bang vir wat gaan kom. Hulle het, en kom ons sê gou vanmôre, hulle het Jesus gesien na die opstanding. Hulle het hom gesien. Om die waarheid te sê, die mense wat slim is sê, daar was min of meer 536 mense aan wie Jesus verskyn het voor sy hemelvaart. Okay, dis bietjie. Maar hulle het hierdie opstanding beleef, hulle het die ervaring gehad, Jesus het hulle geleer, maar steeds is hulle onseker. Hulle is nie net onseker nie, maar hulle is bang. Hulle is vreesbevange. Kom ek sê vir u, as Jesus hemel met sy hemelvaart, toe dink hulle, ons het gedink dis verby. Maar nou, kom aan, het was nie net Thomas wat so gevoel het nie. Hulle dink, hulle sien, hulle beleef, hulle ervaar, hulle het nie die krag gehad om vorentoe te beweeg. En dan, in Handelinge 2, word die Heilige Gees uitgestort. Skielik kom die krag van die Heilige Gees in hulle lewe. Skielik word hulle sienswyse, hulle siening van die lewe, alles word in een oogwink verander. Skielik staan dieselfde Petrus, en dis nie toevallig nie, hierdie selfde ou wat onderdruk Jesus verloon, is dieselfde ou wat opstaan en onverskrokke die woord bring.
as Petrus opstaan, dan preek hy, en ek dink dit is die grootste preek wat hy ooit in sy lewe gepreek het. Dan preek hy, en hy sê, julle vra, wat gebeur hier? Maar die Engels is so mooi as hy sê, this is what the prophet Joel had prophesied. Dis wat nou hier gebeur, wat die profesie van Joel 2 oor geprofeteer het. En ewe skielik kom hy met 'n onverskrokke stem van die vroeë kerk. En dis die hartklop van die apostoliese boodskap. Die Heilige Gees. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Heilige Gees verander nie net omstandighede nie. Die Heilige Gees verander mense. Ag, miskien met julle my vergewe vanmôre. Maak gou jou oë toe. Maak gou jou oë toe. Here Jesus, word verheerlik deur u woord. Verander ons vanoggend deur u Heilige Gees. Mag ons verander word van vreesagtige mense na vrymoedige getuies in u opstanding. In Jesus naam. Amen. Eerstens, die disippels was voor Pinkster eintlik gevangene van vrees. Om die grootheid van die Pinkster wonderwerk te verstaan, moet ons weet waarvandaan die disippels gekom het. Hoor gou wat sê Johannes 20, vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en hoor mooi, dis nie toevallig dat dit hier staan nie, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom. Hoor jy? Jy hoor nie mense wat braaf is nie. Ek het altyd toe ons kinders was, het party volwasse mense nog jou afhok gebreek as jy braaf is. Want hulle het gesê jy's meer braaf as wat jy verstand het. Maar hier is hierdie ouens vergader agter slot en grendel en hulle het vrees. Die deure is gesluit uit vrees. Die disippels was vasgevang in 'n teologie van vrees. Vrees vir die Jode, vrees vir verwerping, vrees vir vervolging, vrees vir wat gaan kom. En hier is 'n belangrike waarheid. Selfs na die opstanding leef hierdie disippels nog steeds in beperking. Hulle het geweet, die graf is leeg. Hulle het geweet, Jesus het opgestaan. En tog sit hulle agter slotte grendels. Hulle was bang. Die Bybel sê so. En dit bring ons by 'n kardinale geestelike waarheid vanmôre. Jy kan in Jesus glo, maar steeds in vrees leef as jy nie in die krag van die Heilige Gees wandel nie. Ons Pinkster ouens hou nie vir hierdie goed nie. Ons moet die waarheid hoor. Jy kan in Jesus glo, maar steeds in vrees leef. As jy nie in die krag van God wandel nie. Vandag, weet jy wat? Vandag is daar baie kerke wat reg glo, wat kerk toe gaan, wat reg praat, wat die woord verkondig, maar nog steeds geestelik geïntimideer is. Hulle is te bang. En dis nie net ander kerke nie, kom gou by ons. Nou praat ek met jou, ek praat nie met jou buurman nie, ek praat nou met jou. Kom ons, ek wil jou nie intimideer nie, maar hoor gou. Baie van ons is te bang om oor Jesus te praat. Baie van ons, as jy in 'n geselskap is, en ouens sê goed,
staan jy daar en jy weet dit is nie reg nie. Jy weet jy moet iets sê, maar jy's te bang om iets te sê. Weet jy wat? Baie keer, as jy bang is, moet jy juis iets sê, sodat jy oor jou bangheid kan kom. Baie keer moet jy opstaan en in die geloof uitwaag. Die Here wil nie net hê, baie keer is ons te bang om iets te sê, ons is te bang om iets te doen, en die Heilige Gees praat met ons en sê vir ons, sit net jou hand op daai persoon, ek wil hulle gesond maak. Geloof in 'n historiese Jesus sonder die teenwoordigheid van die inwonende Heilige Gees maak dit wat ons beleef 'n godsdiens sonder die krag van die Heilige Gees. So, die disippels voor Pinkster was gevul met vrees. Tweedens, die Heilige Gees het hulle innerlik verander. Luister, die Here soek nie sy kerk agter geslote deure nie. Hallo, hy soek nie, ek in my ou huisie. Nee. Hoor wat sê Handelinge 2. Hy sê, en skielik kom daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Ek wil net hê ons moet net vir 'n oomblik stil staan hierby. En ek gaan nou nie lank hier tyd spandeer nie, maar ek wil hê jy moet kyk na die simbole wat hier gebruik word. Eerstens, hoor ons, daar was wind, 'n rukwind, 'n stormwind. En dit simboliseer die asem van die Here. God se asem, sy lewe, sy beweging. Kom. Net terwyl jy so ongelowig is. In Genesis kom die Here en hy maak Adam. Nou los hy nie Adam net so nie. Wat doen hy? Hy buig af en hy blaas lewe. Asem in sy lewe. En net soos wat God in Genesis 'n lewensasem in die mens geblaas het, so blaas hy met Pinkster 'n nuwe testamentiese lewe in sy kerk. Tweedens, hy praat van vuur. En vuur simboliseer reiniging, heiligheid, God se teenwoordigheid. Dit brand al die vrees weg. Dit brand eintlik jou eie identiteit weg. Dit brand hierdie eie persoonlikheid weg. Dit brand kompromie weg. En dan praat hy aan die einde, en hulle is vervul met die Heilige Gees, en hulle het almal in ander tale begin spreek. Daai tale simboliseer dat die Here jou bemagtig om vir hom te spreek. Hy gee vir jou 'n nuwe taal, sodat jy met nuwe tale mense kan aanspreek. En hier lê die groot teologiese verskil van Pinkster. Die Heilige Gees het nie bloot gekom, oor hulle vaardig geword, en dan weer gegaan nie. Nee. Die Heilige Gees het oor hulle gekom, en hulle hele wese is gevul met die Heilige Gees. Nou, kom ons net laat u kan verstaan. In die Ou Testament, ek weet nie of jy al mooi gelees het nie, in die Ou Testament, somtyds het die Heilige Gees oor iemand vaardig geword, om iets spesifiek te doen, 'n taak te verrig, en as hy klaar die taak verrig het, is die Heilige Gees weg. Het jy dit al gelees? Selfs as by die profete van die Ou Testament, die Heilige Gees sal oor hulle kom, hulle sal spreek in die Gees, en as dit klaar is, is dit verby.
Luister. Pinkster is iets niets. Want God stort sy gees uit op almal en God kom woon deur sy gees binne in mense. Die Heilige Gees is nou nie meer 'n gas wat net vir 'n oomblik daar is nie. Hy's 'n permanente bewoner in hulle lewe. En wanneer die Gees van Jesus, wat Jesus uit die dode opgewek het, nou binne in jou kom woon, kan daar nie meer vrees wees nie. Miskien moet ek dit gou-gou weer sê. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, is dieselfde krag wat in jou hart kom woon. So, die Heilige Gees verander innerlike. Derdens, vrymoedigheid is die eerste sigbare teken van Pinkster. Ons sê dat as mense gevul word met die Heilige Gees, dan spreek hulle in ander tale. Dis waar. Maar die eerste sigbare teken wat jy gesien nadat mense vervul is met die Heilige Gees, is vrymoedigheid. Nou, die Engelse woord is eintlik vir my mooier. Ons Afrikaners ken nie vrymoedig nie. Maar die Engels praat van boldness. Boldness. Onverskrokke. Wanneer die Heilige Gees mense vul, dan kan dit nie 'n geheim bly nie. Ek kan onthou toe ek my lewe met die Here regmaak en die Here vul my met sy Gees, het ek daar in die strate, in die winkelsentrums gaan staan en met mense gepraat. 'n Ou het nie verbygekom sonder dat hy nie iets gehoor het nie. Nou die omstandighede daai tyd was anders as vandag. Dis by so 'n geleentheid wat Don Lennard tot bekering gekom het. En Handelinge 2 vers 14 sê, maar Petrus, ek wil hê jy moet mooi na hierdie woorde, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef. Man, hierdie is kragtig, hierdie is dinamies. Petrus het opgestaan. Okay, wie is Petrus? Die ou wat geval het. Hy staan op. Die man wat gehuiwer het, wat vreesbevange was. Hy spreek nou die waarheid. Die man wat te bang was vir die skare, hy verkondig nou Jesus Christus. Soos niemand anders nie. Wat het verander? Wat het verander aan Petrus? Nie sy persoonlikheid. Sy kragbron. Sy kragbron. Nou, die woordjie vrymoedigheid, soos wat ons dit hoor in die Bybel, is 'n woordjie parisonai. Nou dit beteken onverskrokke moed in die aangesig van gevaar. Onverskrokke moed in die aangesig van gevaar. So, wat is die primêre teken dat ek gevul is met die Heilige Gees? Boldness, vrymoedigheid, parisonai. As Pinkster gelowiges moet ons onsself afvra, waarin meet ek my eie geesvervulling? Dit word nie net gemeet deur emosionele ervarings nie. Nou toe ek 'n kind was, die Here is hier as ek hoendervleis kry. God is meer as hoendervleis. Man, kom ek sê vir die, toe ek 'n student was, het een van ons dosente altyd gesê, enige veruiterliking is 'n vervlakking. Wanneer dit gaan oor hoendervleis, dan mis jy die bus. Het jy die vrymoedigheid om op te staan vir Jesus wanneer die wêreld verwag dat jy moet sit? Hallo? Hierdie Petrus, die Here kom nie net en maak hom nuut nie, maar die Here maak hom onverskrokke.
vierdens, die Heilige Gees gee steeds vrymoedigheid. Weet jy wat? As jy gevul word met die Heilige Gees, en miskien moet ek gou sê, weet jy wat? Ek wonder of ek het sal waag om hier te sit. Weet jy wat? As die Heilige Gees jou lewe vul, is dit, party mense sê, ja, die Heilige Gees is 'n krag. Maar die Heilige Gees is nie 'n krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy's 'n persoon. Maar waar hy kom, is krag beskikbaar. Paulus skryf in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie, kom aan, help my, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar wat gee hy vir ons? 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. Kan ek vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Partykeer as die duiwel by ons deur kom klop, dan weet hy, man, ek sal nie dit nie, ek sal nie dat nie. Maar hy vul my met vrees en dit verlam my. Hy vul my met vrees en dit verlam my. Jy weet, 'n rukkie gelede, daar's 'n nuwe regerings artikel wat in die lewe geroep is. En hulle noem dit die CRL. En 'n nuwe kommissie. En hierdie kommissie se opdrag is om na die kerk te kyk. En hierdie kommissie probeer op allerlei maniere en metodes die kerk vreesbevange maak, sodat die kerk onder die heerskappy van die regering moet wees. Maar hoe meer hulle druk toepas, hoe meer manifesteer die ouens wat betrokke is by CRL. OK, kom ons gaan terug. 2 Timoteus 1 vers 7. Hier word van 3 goed gepraat. Eerstens, van krag. Die Heilige Gees gee krag, dunamis. Nou, die naaste Afrikaanse woord aan dunamis is dynamo. Dis dieselfde stamwoord. Wat doen 'n dynamo? 'n Dynamo, jy moet ouer as 50 wees om dit te verstaan. 'n Dynamo is daai klein dingetjie wat jy op jou fiets gesit het toe jy 'n kind was en met die fiets moes ry 6:00 in die oggend skool toe. Hy het amper soos 'n klein melkbotteltjie gelyk. Tieners, kan jy dit onthou? Dan sit jy op jou agterwiel, terwyl jy ry, dan is daar die dynamo, dan is daar 'n draadjie tot voor by 'n liggie, en terwyl jy ry, dan maak jy liggie so, totdat jy vinnig genoeg ry, dat die liggie aan mekaar kan brand. Nou, die Heilige Gees bring krag en ontsluit krag, die dunamis krag, bo-natuurlike vermoë. En daai bo-natuurlike vermoë is nie net bo-natuurlike vermoë sodat die lig op my kan val nie. Die bo-natuurlike vermoë is om God se wil te doen. Tweedens, die Heilige Gees wat hy vers bring is liefde. Agape. Wat? Die Heilige Gees werk altyd deur liefde. Hy werk nooit deur haat nie. Die Heilige Gees sal nooit iemand afkrak, afbreek, verneder nie. Dis nie die Heilige Gees nie. Dis die mens. Of is die vyand. Maar die Heilige Gees werk deur liefde. Daai liefde maak dat jou vrymoedigheid gedrewe is deur 'n passie. 'n Passie vir die Here, 'n passie vir siele, nie van arrogansie nie. En derdens praat hy van selfbeheersing. Dis 'n moeilike woord. Weet jy wat, as die Heilige Gees oor jou kom, maak hy jou gees wakker
en geanker in die woord. En jy bly by die woord. Jy lei jou lewe volgens die woord. As hy praat van selfbeheersing, beteken dit, ek bring my lewe in lyn met die woord. Nou, ware Pinkster, en hierdie wil ek gou sê, weet jy wat, partykeer as ek in die laaste ruk, as ek na videoklips en goed kyk, Pinkster maak jou nie vreemd nie. Nou kom ons sê dit 'n gewone Afrikaans dat almal dit kan verstaan. Pinkster maak jou nie weird nie. As daar 'n faktor van weird is, moet jy vra, moet daar rooi lig aangaan. Pinkster maak jou gehoorsaam. Party ouens gaan so te kere en dan wonder ek, waar word God in hierdie hele proses verheerlik? Dit is 'n preek vir 'n ander dag. Die Heilige Gees gee jou moed en gehoorsaamheid. Hy gee jou moed om te getuig, moed om heilig te leef, moed om teen kultuurdruk te staan, moed om te verklaar dat Jesus Christus alleen die Here is. Weet jy, dis die krag van die vroeë kerk. Die krag van die vroeë kerk was nie, onthou, hierdie is almal, in die begin was dit almal Jode, ouens onder die wet. En hierdie ouens word vervul met die Heilige Gees. Hulle staan op en bring 'n boodskap. Ons leef nie volgens die wet nie, ons leef volgens gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Dink jy die ouens het hulle gelos? Hulle het nie geleef volgens die politieke druk en mag nie. Hulle het vrymoedigheid gehad om die wêreld om te keer. Kom ons bring dit van toepassing op ons. Hiermee gaan ek afsluit. Terwyl ons klaar maak om Jesus te ontmoet, moet ons die spieël van God se woord voor ons lewe hou. En onsself bekyk via die woord. Vra jouself af. Ek wil jy moet vanmôre eerlik met jouself wees. Waar leef jy uit vrees? Waar leef jy uit vrees? Is daar areas in jou lewe wat jy nog agter slot en grendel is? Miskien vanweë jou vrees vir finansies, jou vrees vir die toekoms, jou vrees vir mense se opinies, jou vrees dat die wisselkoers so op en af gaan. Vandag is olie $90 'n vaat, en môre is dit 118. Leef jy uit vrees? Tweedens, waar swyg ek oor Jesus? Luister, en ek probeer dit om so sag as moontlik te wees. Maar jy kan nie aan Jesus behoort en mense weet nie daarvan nie. Weet jy wat, as jy aan Jesus behoort, gaan ander mense dit sien, hulle gaan dit beleef, hulle gaan dit hoor, hulle gaan dit ervaar. Want Jesus woon in jou hart, en wat straal jy uit? Wat jou hart van vol is. Weet jy wat, die vyand probeer ons lewens so vul met vrees, dat jy gemuilband is. Jy's te bang om by die werk en die skool, en tussen jou familie, en tussen jou vriende, en jou kollegas, iets te sê. Derdens, waar kompromieer jy? Weet jy wat, kompromieer beteken? Dit beteken in eenvoudige Afrikaans, ek is bereid om my standaarde te laat sak om net aanvaarbaar te wees. Weet jy wat? Pinkster beteken, God gee krag vir gehoorsaamheid. God gee krag vir gehoorsaamheid. Jy hoef nie in jou eie krag enigiets te doen nie.
Die kragwerking van die Heilige Gees in en deur jou is genoeg. As jy vreesagtig is, moet jy op 'n plek kom waar jy aan die voete van die Here buig en sê, Here, vul my opnuut met u Gees. Miskien moet ons iets anders doen. Kan ek u vra om asseblief net vir 'n oomblik te staan? Kom ons staan asseblief. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, hierdie wêreld het nie slim argumente nodig nie. Hierdie wêreld het nie godsdiens nodig nie. Hierdie wêreld het nodig dat mense sal opstaan vol van die Heilige Gees. Pinkster verander bang mense in getuies. Pinkster vat verslae mense en maak hulle leiers. Pinkster vat gewone mense en maak hulle draers van God se heerlikheid. Dieselfde Gees wat oor Petrus gekom het en hom vrymoedigheid gegee het om daardie boodskap te preek. Dis dieselfde Heilige Gees wat vanmôre hier is. Jesus Christus is steeds die een wat doop met die Heilige Gees en met vuur. As jy vanmôre staan en sê, pastoor, ek word soveel keer vasgevang in vrees. Pastoor, ek smag na hierdie Bybelse vrymoedigheid. Wil jy nie net daar waar jy is jou hande oplig en die Here vertrou dat die Here jou gaan vul met sy Gees? Kom aan, net daar waar jy is, steek jou hand op en sê, Here, kom vul my met u Gees. Kom ons bid, net daar waar jy is, bid saam met my, Here Jesus. U is die doper met die Heilige Gees. Vergewe ons van al ons vrees. Vergewe ons dat ons geswyg het. Vergewe ons dat ons nie gehoorsaam was nie. Laat u Gees nou soos 'n rukwind deur my lewe waai. Laat die Heilige Gees my nou aan die brand steek. Gee u knegt vrymoedigheid. Maak my bold. Laat u woord lewend word in my. Ons stap hier uit vanmôre, Here, met 'n kragwerking van u Gees. Ons gaan hier uit beweeg, vol van die Heilige Gees. Ons gaan getuig van Jesus Christus. Want aan u kom toe al die eer, al die lof, al die majesteit, al die heerlikheid, van nou af tot in ewigheid. Amen. Net daar wees, terwyl jy daar staan, jou oë gesluit en sê, Here, maak my vol van u Gees.